Liewe vriende, die wat nou aan die koffie kry is, kan maar klaar hulle koffie en thee gryp, dis alright. Ons gaan nie vir julle aanjaag nie. Maar ek wil maar net sê, baie welkom. En eers net 'n reëling of twee. As die boekie se skrif vir jou 'n bietjie klein is, ek het hom aanvanklik geskryf, die kantoor het hom vir ons so in 'n boekie gedruk, maar daarom het hulle hom bietjie kleiner gemaak. Maar as jy my jou e-pos laat kry, dan laat kry ek vir jou een met 'n font wat lekker lees, met 'n groter font. So as jy net iewerster 'n stukkie papier afskeer en jou e-pos adres opskryf of OK. Dan kan jy vir my of selfs op die lys daar voor, as jy jou e-pos adres opskrywe, dan sal ek vir jou laat 'n groter druk een laat kry. Baie welkom by ons rondblaai in die boek Openbaring. Ek dink dat julle, miskien moet julle nou reeds waarsku. Alles wat julle dink julle van Openbaring weet, moet julle nou eers uitvee. Want ek wil julle help om iets van Openbaring raak te sien, wat mense nie normaalweg nie raak sien nie. Ek ploeg nie, dis nou nie my eie kalers nie, want almal van ons wat in die teologie is, staan op die skouers van reëse, van ander mense, maar dis maar met elke vakwetenskap so, dat jy leer by mense wat meer weet as jy. Die vraag is net of jy lus het vir leer, en ek het. So ek wil sommer aan die begin die name noem van die mense wie se werk ek gelees het en wat my geïnspireer het om hierdie kursus aan te bied. Die eerste is N.T. Wright, hy is professor in Nuwe Testament by St. Andrews Universiteit. As julle ooit eenvoudige boekies soek oor al die Bybelboeke, N.T. Wright het onder die naam Tom Wright, het hy boekies geskrywe oor elke Nuwe Testament boek wat daar in die Bybel is. Wonderbare werkies, klein, eenvoudig, kort, maar hy is een van die grootste Nuwe Testament kenners in die wêreld op die oomblik. Hy is by St. Andrews Universiteit in Skotland. Sy kollega daar is Richard Bauckham. Bauckham het sy spandeer nou al vir jare lank sy tyd feitelik alles aan Openbaring. En Bauckham het sy navorsing het vir ons ander wat sy goed lees, gehelp om raak te sien hoe Openbaring feitelik uit die Ou Testament gegroei het. Daar is verwysings na die Ou Testament amper op in elke hoofstuk van Openbaring herinner hy jou aan die Ou Testament. Bauckham het 'n hele klomp boeke oor Openbaring geskrywe. Die ander een wat ook nou 'n moeiliker leeswerk is Craig Kuster van Yale Universiteit. Craig het boeke, sulke goede oor Openbaring geskryf. Hy is waarskynlik oor die algemeen die grootste kenner van Openbaring op die oomblik. En ek maak dankbaar van Craig se werk ook gebruik. K-O-E-S-T-E-R, Craig Kuster. Dit sal wel die Duitse K-umlaut O wees, waar die Engelse skryf om K-O-E.
so Craig Kuster. En dan 'n boek wat ek, en dan in Suid-Afrika is daar Jan van der Walt se boek oor Openbaring en professor Adriel Koenig se boek oor Openbaring, wat 'n leesbare boeke is, maar hulle is bietjie meer van die ouer garde, so ek sou sê, as jy die nuutste navorsing wil hê, is die lekkerste leesboek is Scott McKnight, Revelation for the Rest of Us. Scott McKnight is ook professor in Nuwe Testament in Amerika, gereelde bydraer tot Christianity Today, en baie lekker leesbare boek, en hy het dit geskrywe vir gewone mense. Jy hoef nou nie 'n klomp Grieks te ken om Scott McKnight se boek te lees nie, en ek weet nie of hy in Suid-Afrika beskikbaar is nie, maar mens kan hom probeer in die hande kry. Goed, dit net so 'n bietjie oor die agtergrond. So, net 'n huishoudelike reëlingkie, as jy voel dat die vaakte jou bekruip, wees welkom om op te staan en vir jou 'n koppie koffie te gaan skink. Ek gaan so vir 'n uur aangaan, maar as ek sien julle raak te slaperig, dan sal ek stop, laat ons eers koffie drink. So as jy regtig hunker na koffie, dan moet jy maar so 'n uiltjie begin knip, dan sal ek raak sien. En dan, ja, dit is wat dit betref. Maar kom ons open net met 'n gebed. Ons groote en almagtige Here, Vader, skepper van hemel en aarde. Ons groote, almagtige, genadige verlosser Jesus Christus, ons Here. Wonderbare Heilige Gees. Ons vra vir U, drie-enige God, om vanaand by ons te wees. Om ons te help dat ons oë oopgaan, om ons te help sien, om ons te help verstaan, sodat ons U kan loof en getrou aan U getuies kan wees. In Jesus naam, amen. Vriende, die laaste wat ek wil sê, ek het amper vergeet om dit te sê. As u die meeste uit die kursusie wil hê, moet u probeer om die dokument maar voor die tyd te lees, en waar daar vrae is te merk en vir my die vrae te sê, want ek sal graag daarop antwoord. So, maar en u sal merk dat ek al die skyfies gemerk het hier op die regterkantste boonste hoek met sessie 1 punt skyfie of 1, maar daar is meer skyfies wat 1.1 genoem word, maar in u dokument is dit die opskrifte bo die verskillende paragrafies. Daai 1.1 is 'n opskrif bo 'n paragraafie, so dit is vir u maklik om dan by te hou by waar op u notas die gesprek tans gevoer word. Heel agter het ek my e-posadres en my selfoonnommer neergeskryf, op heel agter in die boekie. So as u met my wil kontak maak, welkom. Ek help graag. Goed, op die skerm sal u sien kom ons gaan terug na die eerste skyfie toe. Ek het vir kunsmatige intelligensie gesê, hy moet vir my 'n prent maak met 'n stad wat agtergrond vorm, met 'n klomp belangrike mense wat in hulle pakke klere en aandgedrag is, wat om 'n standbeeldjie staan. Op die standbeeldjie moet 'n lewendige skaap lam wees, wat geslag is, wat gesny is, wat die bloed uitstroom.
En dan moet Moses en Elia daar staan, want hulle moet die doek wat oor die skaap is, oor die lam is, moet hulle aftrek. En dit het kunsmatige intelligensie vir my geteken. Woordswarts. Net so. Daar het ek kom. En ek dink, dis presies wat ek wou hê. Want Openbaring, vriende, wil ek sommer hier aan die begin sê, gaan nie oor vreemde goede wat iewers vorentoe in die koerant opskrifte gaan staan nie. Daar staan goed in die koerant opskrifte, maar dis goed wat al van die eerste gemeentes se tyd af in die koerant opskrifte, hulle het nou nie koerante gehad nie, maar wat daar moes gestaan het. Openbaring is nie 'n boek oor die goede wat vorentoe gaan gebeur, om vir ons te help om te voorspel, nou wanneer kom die einde dan nie, want Here Jesus het vir ons gesê, dit kom julle nie toe om dit te weet nie. Hoekom sal hy dan vir ons 'n boek gee wat ons help om te voorspel? Dit werk mos nie so nie. Jesus wil nie, die Here wil nie hê ons moet weet wanneer nie. En die boek gaan nie daaroor daai wanneer nie. Die boek is kom ons begin daarby, is 'n apokalips. Dis die heel eerste woord wat in die boek staan, in die Grieks. Apokalips. 'n Apokalips, dit het ons Afrikaanse Bybel het dit vertaal met Openbaring, en die Engelse Bybels vertaal dit met Revelation, en die Duits Openbaring ensovoorts, alles met Openbaring. Maar apokalips beteken letterlik wat u daar op daai prentjie sien. Daar was 'n doek gegooi oor die lam, en hy word onthul, die doek word weggevat. En dan sou die Grieke sê, dis nou 'n apokalips. Wat hier gebeur is apokalips. En Johannes sê, sy boek is 'n apokalips. Sy boek is dus nie bedoel om allerhande verborge, weggesteekte waarhede aan sy leser oor te dra wat die leser laat wonder nie. Die boek is juis openbaring. Dit is nie geheime taal nie. Dit is 'n bekendmaking, dit is 'n wegvat van die doek. En dan wil ek sommer reg aan die begin sê, dit gaan oor die Here Jesus Christus, wat Here is oor die ganse heelal. En Openbaring wil sy lesers help om te sien op 'n nuwe manier. Openbaring wil sy lesers help om die wêreld te sien, maar om te sien soos wat God hom sien, kom ons kyk, en dis hoekom ek vir KI, vir kunsmatige intelligensie, ek wonder partykeer of ek nie maar moet sê AI nie, want ek het op 'n beesplaas groot geword, en KI was kunsmatige inseminasie. En ek met myself elke keer wil ek my vang, dat ek moet onthou, dit gaan oor intelligensie. Maar goed, ek het vir hulle gesê, gee vir my netjies, vir hom gesê, gee vir my netjies geklede here en dames. Want Openbaring wil ons help om agter daardie mense die Satan te sien. Om na hulle te kyk en diere te sien. Die sleutelvers in Openbaring is daar in hoofstuk 5, waar die stem, waar Johannes sien hierdie boekrol met die 7 seels, en hy
en hy wonder wie gaan die boekrol oopmaak. Dis die boekrol wat God se wat gaan verduidelik hoe God hierdie deurmekaar gemors waarin ons lewe gaan opruim. En dan is daar niemand wat waardig bevind is om die boekrol oop te maak nie, en dan bars Johannes in trane uit. Want hy wil, wat in die wêreld aan die gang is vir hom so ontstellend, en hy wil hê God moet sy plan om dit alles reg te maak, moet God in beweging sit. En dan hoor hy, die leeu uit die stam van Juda, Ou Testament aanhaling, Genesis, nee, die leeu uit die stam van Juda, hy sal oopmaak, en toe hy omdraai, toe sien hy 'n lam, wat lyk of hy geslag is. Jy hoor een ding, maar as jy deur God geleer word om te sien, sien jy iets anders. Later in Openbaring lees jy van die 144.000 mense wat deur die Here verseël is. En as Johannes weer kyk, dan sien hy 'n ontelbare skare van mense van alle nasies en tale. Nie net 144.000 nie, maar 'n ontelbare skare. Reg aan die begin hoor hy 'n stem en hy draai om en hy sien vir Jesus. Dit gaan die heeltyd om wat jy hoor en wat in die wêreld aan die gang is. Maar die doek word afgetrek, dat jy kan sien wat sit daar agter. Wat is eintlik hierdie ou wat so wonderlik mooi lyk, hy's 'n president van hierdie plek, of hy's 'n minister van dat, of hy's wat van dat, of hy's 'n Putin van Rusland, en hy stap. Ek dink altyd as ek Putin daar sien instap, ek sal nie vanaand oor Trump praat nie, maar as ek Putin daar sien instap by daai groot deure van hom in daai groot saal, en hy's netjies aangetrek en hy's regop en alles, dan leer Openbaring my om agter hom te sien 'n monster, 'n draak. Die draak waarvan Openbaring praat. Daar is hy. En dit is wat die doek word afgehaal, nie net van hierdie wêreld nie, maar die doek word ook afgehaal van die lam, want ons moet leer om die diere en die monster en die draak in ons wêreld te sien, maar bo alles moet ons die lam wat geslag is sien, want hy is die oorwinnaar. Die monsters en die drake, en dit gaan ons nou later sien, hulle wil oorwin deur geweld en mag. Die lam oorwin deur homself op te offer, deur homself te gee, deur aan die kruis te sterwe. Dit is God se resep om die wêreld te verander. So, dis waaroor waarmee ons onsself gaan besig hou. So, dis 'n boeiende boek vol eienaardige karakters, maar die groot vraag wat ons die heeltyd moet vra is, hoe het Openbaring se eerste lesers hom verstaan? Die Bybelboeke is altyd geskrywe vir eerste lesers. En ons is die latere lesers, maar ons kan alleen die boek verstaan as ons weet hoe die eerste lesers hom verstaan het. Want hy was aanvanklik net vir hulle geskrywe. Die 7 gemeentes, kyk, hierdie is 'n brief, Openbaring is 'n brief, hy's 'n profesie en 'n apokalips. Ek gaan nog verder oor apokalips praat net nou. Maar hy's 'n brief van hoofstuk 1 af tot by die laaste versie in hoofstuk 22. Is hy 'n brief aan die kerk. En hy's 'n brief aan die kerk in chaotiese omstandighede, wat nie altyd chaoties gelyk het nie. Hulle moes leer sien wat agter die blink keizerlike troon aangaan. Hulle moes leer sien
hulle moes leer kyk. Maar hulle moes in hulle tyd leer kyk, want hulle moet getroue getuies van die Here Jesus wees in 'n wêreld wat lieg en bedrieg en wat korrup is, en wat wreedaardig is en moorddadig is. Jy kan nie glo wat jou oë sien nie. Marike, my vrou wat hier sit, weet dat ek baie aande ek sien nie eers kans om die nuus. Ek kyk die nuus, maar dan vlug ek na 'n ander kanaal toe wat ek kyk of daai nuus nie minder gewelddadig is nie. Ek kan dit nie hou nie. Dit is te erg. Openbaring wil daaroor praat. Hy wil van elke geslag in hulle tyd juis daaroor praat. So, en dan, hier is die eerste vers van Openbaring, wat in Afrikaans vertaal is, hier volg 'n openbaring deur Jesus Christus. Party vertalings skrywe openbaring van Jesus Christus. Kuster, die Yale teoloog in Amerika, hy sê eintlik openbaar hierdie boek vir ons Christus. Dit is nie net deur Christus nie, maar hy wil sê eintlik openbaar hierdie boek vir ons Christus, die Here. Apokalips is 'n daad van onthulling, het ek reeds vir u gesê. Die aard van 'n apokalips. Daar is in 1937 skildery van Pablo Picasso, die huilende vrou, The Crying Lady. Wat doen Picasso met sy skilderye? Hy haal dit wat ons gewoond is om te sien, haal hy uit mekaar. En dan klits hy dit bietjie deur mekaar. Party van die goed is nog erger deur mekaar geklits as hierdie, maar dit was die een wat die meeste deur mekaar geklits is, wat ek graag vir u wou wys, het ek op die ou ende besef, nee, ek moet liewer nie. Maar dan klits hy hulle deur mekaar. Hoekom doen hy dit? Want hy wil ons leer om nie te kyk. Ons is so gewoond, ek is gewoond, as ek kyk nie eers behoorlik na ou Johnny nie. As hy aankom kerk toe, dan sien ek, dan weet ek sommer dadelik dis Johnny, en ek kyk nie eers verder nie, ek weet sommer dis hy. En omdat ek weet ek hoe hy lyk, en hy lyk vir my soos ek dink hy moet lyk, en dit is die ding. Picasso haal vir Johnny uit mekaar, as hy nou vir Johnny gaan vat. Sit die een oog hier, en oor daar, neus hierso, en ken hierso, en skielik word jy gedwing om op 'n nuwe manier te kyk. Skielik word jy vervreem van die bekende wêreld om jou. Dis wat Openbaring doen. Dis bizarre beelde. Hulle volg nie altyd 'n lineêre lyn nie. Hulle loop nie van punt A na punt B op die kortste moontlike pad nie. Hulle is nie soos die N1 hier vandaan af tot by die M5 nie. Hulle is herhalings. Nou kyk jy hierdie kant, nou kyk jy daai kant, nou sien jy hom so, nou is dit 'n bak, en nou is dit 'n trompet, en dan is dit 'n perderuiter, en dan is dit vuur, en dan is dit 'n draak, en dan is dit 'n dier, en dan is dit Isebel, en dan is dit al sulke goed. Maar hy klits dit deur mekaar, want hy wil die heeltyd hê, ons moet hierdie vreemde mengelmoes van prente sien, en dan die prentjie nuut maak, nadat ons die insig gekry het in wat ons gesien het. En die prentjie is ons bekende prentjie hier, maar nou kyk ons met nuwe oë na hom. Soos ek as 'n Picasso vir Johnny beet gehad het, het ek met nuwe oë na hom gekyk. Die profete, kyk, Openbaring is die apokalips soos Openbaring, is 'n voortsetting van die profete van die Ou Testament. Die profete van die Ou Testament het veral geworstel met twee groot vrae. Hulle het geworstel met twee groot probleme. Die een is boosheid.
Wat is boosheid? Waar kom boosheid vandaan? Hoekom is hier boosheid in die wêreld? En dan die ander een waarmee hulle geworstel het, die ander raaisel was, hoe kry mens hoop? Wat is hoop? So jy gaan in al die profetiese literatuur, want Openbaring is gebore uit die profetiese tradisie, waar die konflik tussen goed en kwaad duidelik word, en dan die wete, die hoop is dat God sal wen. Dit is die profetiese tradisie. Jy gaan dit by al die profete kry. Jy kry byvoorbeeld, ek gaan nou eers daai oorspring. Ek het daai al gesê. So dis nie 'n geheime kode nie, het ek gesê. Goed, die profete was nie voorspellers van die toekoms nie, maar hulle praat oor die toekoms om te openbaar wat op die spel is in die hede. Moet mooi hoor. Kyk, as ek nou daarby Simon en Simon hulle gaan sit en ek drink 'n koppie koffie, wat hoogtyd is dat ek dit weer doen. Okay, en ek drink 'n koppie koffie saam met hulle en ons praat oor die wêreld en oor die politiek en ons praat oor die korrupsie en ons praat, net nou toe van die mense ingekom het ons gepraat oor oor hoe sleg dit in die Vrystaat gaan, en die back and closure, en die goed, en dan word ons ongelukkig, en ons word vies, maar ons drink ons koppie koffie, en ons gaan huis toe. Profete, as jy by 'n profeet gaan sit het jy ontsteld weggekom. Jy het nie net ontsteld gegaan, jy het meer ontsteld weggekom. Want die profete, Abraham Heschel, ek weet so, ja, maar ek dink sy boeke is dalk 'n bietjie geleerd geskrywe. Abraham Heschel is 'n Joodse rabbi, professor in Ou Testament in die VSA. Hy het 'n hele klompie boeke geskrywe, onder andere 'n pragtige boek, ek raak nou die koers kwyt, maar onder andere 'n pragtige boek, God in Search of Man. Ons dink dat die gereformeerde tradisie sê, God soek ons, God kom na ons toe, en dis iets niets. Nee, sê Heschel, die hele Ou Testament gaan daaroor dat God op soek is na mense. Van hy vir Adam gesê het, Adam, waar is jy? Is God steeds op soek na mense? Een van ons, my en Johnny, se ou professore, oom Jak Miller, prof Jak Miller, prof van Nuwe Testament, het 'n boekie geskryf met die titel Soekers na God. Ek het nou altyd gedink, ja, maar eintlik moet hy dit omdraai. God op soek na ons. Abraham Heschel sê, God op soek na ons. Nou, Abraham Heschel sê van die profete, hulle was die mees onthutsende mense wat jy jou kan voorstel. As jy hulle goed lees, is jy ontsteld. Want hulle het geleef met 'n ontsaglike bewussyn van die teenwoordigheid van die Here. En dit het hulle gehelp om as hulle na die wêreld kyk, het hulle ontsaglike bewussyn gekry van die korrupsie en die valsheid van ons wêreld. En dan het hulle teen die boosheid gepreek, maar hulle het ook die heeltyd vir ons herinner dat God kom maak alles nuut. Ek het dit daai het ek nou nie vir kunsmatige intelligensie gevra nie, dit het ek sommer self gedoen met my onkunsmatige intelligensie. Maar as ek my verspreek, moet julle nie lag nie. Oor die kunsmatige wat ook al.
die profete het altyd begin, hulle het met in sulke konsentriese sirkels, moet jy dit jou voorstel, het altyd begin met Israel. Die boosheid in Israel, behalwe Amos. Amos moet julle 'n bietjie gaan lees, die eerste hoofstukke. Amos begin, dan trap hy die verste lande uit. Hy vat die lande so om Israel. Dan begin hy, en oor soveel van julle sondes gaan God julle straf. Oor soveel gaan hy julle straf. En die Israeliete sit daar, hulle dink, yes, dis reg. Sê vir hulle. En dan gaan hy om, en hy gaan om, en hy gaan om. En dan kom hy op die ou einde by hulle uit. En dan is die straf wat hy aankondig baie meer as vir die ander lande. Maar die primêre teken van die profete oor die boosheid was gewees Israel. Nou gaan ek net so 'n oombliekie terugspring na Openbaring toe, maar ek moet hierdie goed vir julle sê, om julle te help om Openbaring reg te snap, né? Maar dan wil ek so 'n bietjie teruggryp na Openbaring toe. Johannes wat Openbaring skrywe, is nie net krities teen die Romeinse owerheid en die rykdom en die korrupsie in die Romeinse ryk nie. Hy begin met die gemeentes, met die 7 gemeentes. Voor hy die ander ouens aanvat, vat hy die gemeentes aan. Want die boosheid sit in almal van ons, en die kans dat ons van die Here wegdryf is baie groot vir elkeen van ons. So, en die profete, dis hoekom ek die profete ook hulle boodskap oor Israel se boosheid het ek hier in die middel gesit. Kom ek gaan net na die volgende skuifie toe, ek gaan weer terugkom na hierdie een toe. Jesaja 1 vers 23. Lyk asof hy het vanmôre se burger gehaal is. Jou hoë amptenare is koppig en span met diewe saam. Hulle almal is lief vir omkoopgeld en jaag belonings na. Vaderloses se reg handhaaf hulle nie, en weduwees se regsaake dien nie voor hulle nie. Die aarde lê besoedel onder sy inwoners. Hulle het wette oortree, vaste voorskrifte die rug toegekeer en ewige verbond verbreek. Dit is Jesaja oor sy mense. Dis is die geskiedenis van die mensdom. Dis altyd so. So hy begin daarby. Maar die profete het ook die nasies om Israel heen, die bekende nasies, gekastei. Hulle het ook gesê wat hierdie ouens verkeerd doen, en daai gaan lees tog gerus Amos se eerste paar hoofstukke. Moenie daai eerste paar hoofstukke van Amos voor hy by Israel uitkom. Moenie dit individueel beskou nie. Dis alles deel van een enorme groot prentjie waar hy wil sê, kyk na die nasies, hoe maak hulle droog. Pas op, julle is die skuldiges. En dit is 'n hele paar hoofstukke wat dit so gebeur. So, dan die nasies se boosheid, en dan die kosmiese boosheid. Kosmos, die woordjie beteken maar net die heelal. Dis alles. Wel, ons weet nou nie wat op ander planete aangaan nie, maar in Bybelse sin is dit maar gewoonlik die hele aarde wat ons met kosmos bedoel. Die kosmiese boosheid. So dit gaan nie net oor Israel en die Amoriete nie, dit gaan oor die mensdom se boosheid wat die profete besig is. Kom ons, daai het ons gelees. Maar die profete, Jesaja 24 vers 6, die moet ek daarom lees. Jesaja, as hy die wêreldse boosheid vat, dan sê hy, daarom verteere vloek die aarde, wag ons net kyk, Jesaja 24, daarom verteere vloek die aarde en boet die wat daarop woon, daarom word die bewoners van die aarde minder en bly daar weinig sterfelinge oor. Die profete
het in die teenwoordigheid van God gestaan, hulle het bewus geword van God se teenwoordigheid, hulle het bewus geword in die lig van God, wie God is, God se wonder, God se teenwoordigheid, het hulle bewus geword van die verval en die kwaad om hulle heen, en dan het hulle geprofeteer. Maar hulle het ook 'n boodskap van hoop. Jy vind dit by al die profete. Hulle het nie net oor boosheid gepraat nie, is agtergrond vir die verstaan van Openbaring, né? Openbaring loop in daardie tradisie. So die profete het die hoop ook verkondig. Esegiel 37, die dooie bene, waaroor die gees van die Here kom. En dan Jesaja 2, die ploegskare wat die swaarde en goed wat ploegskare word en snoeimesse word. En Jesaja 65. Ek moet daarom Jesaja 65 vir u lees. Ja, sê die Here, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die vroeëres sal nie meer gedink word nie. Dit sal nie in die mense se gedagtes opkom nie. Maar wees bly en juig vir altyd oor wat ek gaan skep. Ja, kyk, ek gaan Jerusalem skep, as iets om oor te juig en haar volk tot 'n vreugde. Ek sal oor Jerusalem juig en oor my volk bly wees. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, sê die Here. Goed, so die profete het, kom ons vat net weer saam, die profete het in die teenwoordigheid van God gekyk na die boosheid in die wêreld. Hulle was bewus van die almagtige God se teenwoordigheid. Hulle was in die lig van God se teenwoordigheid, het hulle gesien hoe boos die wêreld is, maar hulle het ook geweet, God gaan dit nie so laat bly nie. God gaan dit verander. Dis die profete van die Ou Testament. Laat in die geskiedenis van Israel, of later in die geskiedenis van Israel, het apokaliptiek begin ontwikkel. Apokalips, haal die doek af. Maar apokaliptiek is die van u wat nou 'n bietjie letterkunde geleer het, sal nou weet, jy praat van 'n genre. 'n Genre is 'n soort letterkunde. Jy die poësie is 'n genre, speurverhale is 'n genre, liefdesverhale is 'n genre. Mills and Boon dink ek is dalk ook 'n genre op sy eie. Nog nooit een gelees nie, maar ek het gesien met hoeveel vreugde gemeentelede dit deur die jare gelees. So 'n genre is 'n familie van letterkunde. Apokaliptiek is 'n familie van letterkunde wat laat in die geskiedenis van Israel ontstaan het. Daniël se laaste deel is apokaliptiek wat waarskynlik eers in die 2de eeu voor Christus neergeskryf is. Apokaliptiek hou hom besig met dieselfde goed waarmee die profete hulle besig gehou het. Kwaad, boosheid en hoop. Maar apokaliptiek doen dit op 'n besondere manier. Want apokaliptiek kyk na die boosheid, na die oorsprong van die boosheid agter die sigbare. Apokaliptiek trek die doek af van die huidige, sodat jy die monsters wat agter die huidige is, kan raak sien. So apokaliptiek hou hom besig waar die profete hulle besig gehou het met die stryd hier tussen ons. Jy doen 'n bose dinge, ek sê vir jou nee. Nee? Dis waarmee die profete hulle besig gedoen. Of julle spul doen 'n bose ding en ek wys vir julle vingers soos by hulle PW Botha. Maar die apokaliptiek is nie hierdie kommunikasie hier nie. Apokaliptiek soek agter dit. Daarom kry jy in die apokaliptiek kry jy die monsters, kry jy die diere, kry jy by Daniël
die koninkryke wat soos diere is. En die vorm, hierdie genre van letterkunde, in daai tyd dateer so ongeveer van 200 voor Christus tot by Openbaring. Daar is ook 'n bietjie buite Nuwe Testamenties geskrywe. Die Jode het 'n hele klompie apokaliptiese geskrifte gehad. So toe Johannes gaan sit om te skrywe, het hy nie vir die eerste keer 'n apokalips uitgedink nie. Hy het aangesluit by 'n tradisie. Maar hy het nie aangesluit by 'n tradisie deur bloot die goed uit sy duim te suik nie. Sy hart en sy gedagtes was gevul met die Ou Testamentiese beelde, ook met die Ou Testamentiese apokaliptiek, maar hy het hierdie beelde was so deel van hom, dat toe die Here met hom begin praat, kon hy die Ou Testamentiese tekste, 'n klomp van hulle selfs begin sien. En het hy die beelde vir sy gemeentes neergeskrywe, vir die gemeentes aan wie hy die brief geskryf het. Daar's twee redes hoekom hy die apokaliptiese styl gekies het om dit te skrywe. Want hy sou dit as 'n gewone prosa, soos 'n Paulusbrief, kon skryf. Hy sou dit kon doen. Maar hy doen dit nie, omdat nommer 1 is, omdat hy hulle verbeelding wou betrek, sodat hulle na die wêreld kan begin kyk op 'n nuwe manier, sodat hulle nie net meer die keiser raak sien nie, maar agter die keiser die draak. En daarmee help apokaliptiek geweldig baie. So, en hy skryf dit vir die mense van daardie tyd, en hulle kan dit alles ontsyfer. Want dis in hulle kulturele terme, soos wat, kyk, vir my toe ek nou in Pakistan was, om die spotprent in die koerant te ontsyfer, was baie moeiliker as om die burger se spotprent te ontsyfer. Want met die burger se spotprent weet ek presies watter politiek, watter kultuur, want dit is deel van ons kultuur, en onmiddellik klik ek wat hierdie spotprenttekenaar vir my wil sê. Ek lees Der Spiegel baie, die Duitse nuustydskrif, die briljantste tekenaars van spotprente wat jy jou kan voorstel. Maar baie van hulle gaan by my verby. Want ek ken nie hulle kultuur goed genoeg nie. Ek is nie daar om te weet wat die diskurs is, die goed waaroor die mense oor 'n koppie koffie stry nie. Of waaroor hulle, as hulle vanaand 'n glasie wyn drink, later beklei nie. Want jy het die kultuur nodig. En die ouens wat die eerste Openbaring gelees het al die sleuteltjies gehad. Hulle het presies geweet wat aangaan. Maar onthou ook dat Johannes skryf hierdie brief, hierdie profesie, ek gaan oor die profeet wees ook nog praat, maar kom ons praat eers oor die brief. Hy skryf hierdie brief van Patmos af. Hoekom is hy op Patmos? Want hy het sy mond te groot oopgemaak. Hy was soos een van Israel se profete, 'n onthitsende mens. En die ouens het hulle gevies vir hom. As jy, Marike weet nou hoe die ouens hulle gevies vir my deur die jare, oor die politiek, want ek, ja, ou het my eendag agter die preekstoel kon gryp, hy wou my net voeter. Omdat hy gedink het ek teen sy politiek is, ek het maar net probeer sê wat die liewe Here in sy Bybel vir my sê. Maar die punt is,
Johannes was 'n onthutsende mens en die mense was vir hom kwaad en die owerheid was vir hom kwaad en die beste manier om van so 'n ou ontslae te raak is verban hom. Maar toe vergeet hulle 'n bietjie dat hy kan briewe skryf ook. So nou skryf hy 'n brief wat na die gemeentes toe gaan. Maar hy skryf die brief ook op so 'n manier dat die gemeentes kan ontsyfer wat hy skryf, maar dat die ouens wat langs die pad kom, gaan dink maar die ou is mal. As hulle die brief onderskep en sê, wat gaan hier aan? O nee, stuur dit maar vir die mense. Hy's betotteld. Is groot fout met sy kop. Johannes, as Johannes vir die gemeentes, want dis wat hy vir hulle wil sê, as hy vir die gemeente sê, ek wil hê julle moet getroue getuies van die Here Jesus wees in hierdie korrupte, verworde wêreld, dan is hy self 'n voorbeeld van 'n getroue getuie. Wat nie maar net stil bly nie, maar wat sy mond oopmaak en wat die straf daarvoor ontvang. En die apokaliptiese manier van skrywe werk met skerp kontraste. Ons praat in 'n bietjie meer geleerde taal van 'n dualisme. Jy kan in Engels die Engelse woord dual daarin hoor. Dualisme, goed en kwaad. Dis nie daar is hulle is van mekaar afgeskei. Hier is die goed, daar is die kwaad. Dit word op 'n, ek wil amper sê, oordrewe manier teenoor mekaar gestel om die boodskap tuis te bring. En wat Johannes in Openbaring vir ons wil sê is, die mensdom gaan nie van self regkom nie. Ons sal dit later kyk. Daar's 'n sielkundige by Harvard Universiteit in Amerika, Steven Pinker. Ek is in Pinker geïnteresseerd omdat hy veral werk oor die taalvermoë van die brein en dit fascineer my. So ek het al sy goed gelees wat hy oor the language instinct en die goed skryf. Maar hy het so 'n paar jaar terug, kan nou nie die datum heeltemal reg onthou nie, nee, dit was voor 2000, het hy 'n boek geskryf met die titel The Better Angels of Our Nature. En hy het toe gesê dat hy op 'n wetenskaplike manier kyk hy na wat met die mense aan die gang is en ons gaan nooit weer 'n wêreldoorlog kry nie, want ons het te beskaafd geraak. Ek het, toe ek dit lees, het ek gedink, Steven Pinker, nou het jy my finaal verloor. Hy's 'n ateïs. Ek het gedink, Steven Pinker, as jy net maar die Bybel gelees het en geweet het, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Die menslike natuur word nie van self beter nie. Ons het 'n God wat van buite ingryp nodig. Ons het 'n Heilige Gees nodig. Ons het 'n Jesus nodig wat vir ons gesterf het. Ons word nie van self beter nie. Maar die Christelike apokaliptiek sê God sal ingryp. Amper. So ek gaan nie nou by Daniël vashaak nie. Sy tydblaai, daai ou se tydblaai nie aan nie, want hy is nie aanlyn nie, skus. Goed, die seun van die mens, ja, dis Daniël. Ons gaan nie by Daniël nou, ja, ons kan maar hierso stop. Miskien moet ek hierso stop vanaand en dan gaan ons volgende keer met sessie 2 aan. Ek wil graag vir u verduidelik oor profesie in die Nuwe Testamentse tyd, in die kerk, en oor en oor die feit dat die vroeë kerk baie gemaak het van profete in die gemeente en dat Johannes so 'n profeet was. Maar kom ons stop hierso. Nou wil ek kans gee vir 'n vraag of 2, as u het. Of 'n opmerking.
Ja. Goeie vraag, dankie. Ek is bly dat jy dit gevra het. Kyk, ek het jarelang gedoseer prediking. By die kweekskool en toe het ek ook 6 jaar lank in Pakistan pastore opgelei. En ek het vir hulle gesê wat ek by wyle professor Willie Jonker geleer het oor prediking. Baie mense as hulle 'n preek maak van die teks en vat dan 'n is-gelyk aantekenkie en hulle draai hom tot hulle iets kry wat soos die situasie van die teks lyk en dan preek hulle vir jou die mense van daai tyd en die mense van die tyd. Dit is 'n half 'n menssentriese benadering. Professor Jonker het vir ons gesê, menere, het in die klas gesê, en ek het dit ter harte geneem en vir my studente altyd gesê. Jy het een belangrike saak om te verkondig. God. Die drie enige God. So as jy na die teks kyk, en jy sien die situasie van die teks raak, en dan vra jy in daardie tyd, hoe het God hieroor gedink? Wat het God hiervan gesê? Hoe het God hieroor gevoel? En as jy dan na God kyk, en jy sien God se hart raak, in die teks van mense van die verlede, dan het jy jou preek. Want God is nog altyd God. Sy genade word groter en groter, meer as die Ou Testament. Maar God is nog altyd God. So, hoe help dit ons? Ons kyk na die 7 gemeentes. Ons sien hoe Babylon, dit is Rome, hoe Babylon by hulle insluip, hoe die gemeente in Laodicea skatryk word, en daarom nie regtig meer ernstig, ja, hulle die Here lief, hulle gaan kerk toe, maar jy weet, ons sien dit, en ons sien daardie gevaar raak, en ons kan sê, okay, ons besef dat dieselfde goed gebeur by ons ook, want ons is nie die better angels of the nature wat nie, maar ons het die worst angels of our nature bly in ons hart sit, en ons sien daai goed raak. Maar nou, wat was God se reaksie? Wat was die Here Jesus se boodskap vir daai ouens in daai omstandighede? En dit openbaar die Here Jesus se hart, en dit openbaar God die Vader se hart. En dan kan ek weet, hoe leef ek met hierdie God, wat ek so leer ken het, in my omstandighede vandag. Ek weet nie of dit jou help nie. Ok. Ja, God is dieselfde. Hy raak net al genadiger hoe verder hy gaan. As jy van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe kom, en word jy, dan daar's 'n Amerikaanse Nuwe Testamentikus, Richard Hay, wat 'n boek geskryf het oor the widening of God's mercy. Hy en sy seun saam. Sy seun is 'n Ou Testamentikus en pa is professor in die Nuwe Testament, en hulle twee het die Bybel gaan bymekaar sit, en hulle het 'n massiewe klomp tekste uitgehaal wat wys hoe God genadiger word, hoe hy aangaan. Maar hy word nie boos, hy word nie kwaaier nie, hy word vergewensgesinder. Maar hy is steeds die God van die Bybel. Hy's van toe af tot nou is hy nog hy. Hy is die Here. Hy is dieselfde.
Ja. Ja. Dis 'n goeie vraag. Kyk, wat hy sou kon doen, sou wees om soos Paulus 'n erg vervelige brief te stuur. Die boodskap van sy brief sou wees, die wêreld waarin julle lewe is 'n wêreld vol boosheid, vol kwaad, is 'n wêreld vol korrupsie, is 'n wêreld vol valse godsdiens, is 'n wêreld vol selftevredenheid, is 'n wêreld van soeke van 'n hardloop agter geld aan. Moenie daaraan deelneem nie, want dit is die bose se goed. Sorg dat jy getroue getuies van die Here Jesus bly in die wêreld waarin jy lewe. Dit is dalk soos iemand soos Paulus die saak sou benader. Ons het dit nodig, want ons het die helderheid van Paulus nodig om die bizarre beelde van Johannes beter te begryp. Maar die beelde wat Johannes gebruik is baie effektief, omdat hulle nie vir jou klinkklaar uitlê wat hy wil sê nie. Hy wys vir jou die prentjie en hy los jou met jou verbeelding met daai prentjie, omdat hy weet dat jy met daardie prentjie waarna jy kyk, as jy jou verbeelding toelaat, dan gaan jy meer in die prentjie raak sien as wat hy met woorde kon sê. Daar's mos die ding wat sê 'n goeie prent is 1000 woorde werd. En hy teken prentjies vir ons omdat hy weet dat as ons verbeelding daardie prentjie aangryp en ons weet waaroor dit gaan en ons weet dan begin ons soos daai eerste prent. Sien jy nie net mans en vroue in baie netjies swart aandklere nie. Jy sien dalk van hulle as diere. Hulle lyk nie so nie. Maar dit is wat die Openbaring reg kry. Die Apokalips reg kry. Het ek geantwoord? OK. Goed, ek dink ons kan dalk hierso stop. Hier is nog koffie en tee en ek is nog hier as julle vraag het en dan kan ons daaroor gesels.